bid U vanoggend, Here. En alles wat verder ook gebeur, mag dit U naam verheerlik. In die naam van Jesus. Amen. Amen. Ek wil net vir julle musiekspan sê, so 2 jaar terug was ons by ons eerste ekoop waar familie Duy met mekaar kom, en dan het ons 'n groot band, en ons het baie goeie klank gehad, daai ronde. Uitstekende klank, uitstekende musiek, uitstekende alles. En na die tyd toe ek hulle terugvoer gee, so sê ek, is die beste klank wat ons ooit gehad het, met die minste salwing. Maar wow, die salwing vanoggend. Ek wil net julle musiekspan sê, julle het salwing. Dis wonderlik, as daar salwing is. En, vir die klankouers, well done, op die klank. Dis goeie klank. Dis net great gewees. Ek wou eintlik nie preek nie, ek wou toe nou aanhou sing. Toe besef ek, dan gaan ek nou mense teleurstel. Ek moet maar preek. Nie dat ek nie opgewonde is oor wat ek wil preek nie. Is net so lekker om die Here te aanbid. Nou ja, julle het gehoor, my naam is Werner Strauss. Ek is getroud met 'n verskriklike mooi vrou. En ons het 4 verskriklike mooi kinders. Nou weet ek, as julle so na my kyk, dan dink julle nie, dit kan waar wees nie. Maar hulle lyk soos hulle ma. Dis hoekom dit waar is. So ons het 3 seuns, een word hierdie jaar 18, of hy is 18, hy maak klaar met matriek, hy gaan volgende jaar universiteit toe. En dan het ons 'n middelste seun van 16, en ons het 'n seun van 13, hy maak klaar met laerskool, hy gaan hoërskool toe. En dan, net om seker te maak, dat ons pensioen nie hande uitruk nie en onder beheer gehou word, het ons 'n dogtertjie van 8 jaar oud. En sy is besig om regtig goed te doen, om ons finansiëel gegrond te hou. Ons dogtertjie. Nou is vir my 'n baie groot voorreg om vanoggend by julle te wees. Dis nou die lekker van my werk, of my rol as voorsitter, is dat ek kom nou nogal by ander gemeentes en ander plekke, en ons is wyd verspreid, familie Duy. Ek bly in Kimberley, en nou is ek hier in Hoedspruit. En ja, die hele Limpopo, en ons het 'n gemeente in Graafrenet en Vrystaat en alles, Gauteng is vol. En dan kom ek so tussen die gemeentes, en dan is dit so lekker om elke keer te sien hoe dieselfde Here oral werk. Hoe dieselfde Here by al hierdie gemeentes is, en jy 'n eenheid van gees kan optel, en sien hoe die Here werk in hulle alles, en is 'n wonderlike plek waar julle bly. Ek hoop julle is dankbaar dat julle in so 'n mooi plek bly. Dinge is groen, dit is vir my vreemd om groen goed te sien. Julle het 'n berg, dis ook vir my vreemd. So kyk so nou en dan vir julle berg, sê so nou en dan vir Here, dankie dat alles groen is, dat dit so mooi is, en ek wil baie dankie sê vir Wynand en Sonja, en ook die leierskap van die gemeente, dat julle my genooi het. En Wynand, hulle het my baie mooi bederf, ek het biltong gekry, ek het droewors gekry, ek het in 'n lekker plek gebly. Gister was ek by 'n plek, dis Mango Mania. Baie lekker dae geëet, ek was 1 dag wildtuin toe gewees, en ek het in 1 dag leeu's en 'n wilde hond, en 'n cheetah gesien, en 'n renoster, so dis 'n goeie dag. Dis 'n goeie dag van enige standaarde. As jy wil, kan jy saam met my blaai na Numeri toe, en ons gaan lees uit Numeri 6 onder andere. Wynand my gister die Blyde dam gewys, so, dit was net regtig 'n lekker tyd, en ek sê vir julle baie dankie vir die voorreg, dat ek hier saam met julle kan wees. In Numeri, die 6de hoofstuk, sê God vir Moses hoe Aaron die mense moet seën. En ek lees dit hier, ek lees nou maar in die Nuwe Lewende Vertaling, ek gaan die ou Afrikaanse vertaling ook lees, daar's stukke wat vir my mooi is in dit. Maar Numeri 6 vers 22. Die Here sê toe vir Moses, sê vir Aaron en sy seuns, so moet julle die Israeliete seën. Die Here sal vir jou
goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee. So sal hulle my aan die Israeliete verbind en ek sal hulle seën. Ek lees die ou Afrikaanse vertaling ook vir jou. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En dis dan hoe hulle die Here seën. Interessant van 'n seën, sien jy, hulle bid dit nie so seer as wat hulle dit spreek nie. Hy bid nie en hy sê, Here, sal jy asseblief vir hulle goed wees en sal jy asseblief vir hulle sorg nie. En bid is goed, ek bid baie. Maar interessant van die seën is, jy spreek hoe dit sal wees. Die Here sal vir jou goed wees en hy sal vir jou sorg. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn. Dit is 'n uitspraak wat hulle maak en dan sê die Here, so sal julle my naam op die Israeliete lê. Nou weet ek nie, weet al ooit die fliek gekyk, Despicable Me? Enig iemand al ooit wie Despicable Me gekyk? Net 'n paar. Jy moet kyk, is baie snaaks storie. Die titel gooi jou af, was 'n baie snaaks, is briljant snaaks. Dis hierdie pragtige storie van hierdie Gru wat eintlik 'n mislike ou is, maar eintlik in sy hart is hy ou softie en hy word 'n goeie ou. En as jy nou die fliek gekyk het, dis oulik en dis 'n kinderfliek. Maar dan is daar hierdie Minions. Daai geel mannetjies, wie het hierdie Minions al gesien? Wie weet wat ek van praat as ek van Minions praat? En die res van julle is hoedspruit te ver uit die beskawing. Ek nog Kimberley is in die middel van nou. Maar okay, die Minions, nee, okay, so gou kyk bietjie die Minions, is ek 'n klein geel mannetjies wat Gru moet help, maar hulle jaag heeltyd nonsens aan oor ons waar hulle gaan. Nou my oudste seentjie, hy's 'n autistiese seentjie, maar nie my oudste nie, my middelste seentjie, maar hy was 7 jaar oud, toe word hy verskriklik siek. Nie autisme nie. Hy het autisme, maar hy het verskriklik siek geword. Hy het 'n breinsiekte gekry en was vir 2 jaar, was dit verskriklik. Maar in hierdie ding, en die dokters kry nie antwoorde nie, en dit gaan vir maande aan, en was regtig chaos, ek wil nou nie op dit ingaan nie, het goedbedoelende familie vir my gesê, dat die Satan wat hom siek maak, want hy het 'n Minions hempie aangehad in een van die foto's. En hierdie Minions bring 'n vloek op die kind. Dis hoekom hy so siek is. En ek moet hom vat vir bevryding. Dus sê ek vir hulle, weet julle wat, as hulle sukkel om duiwels uit te dryf, dan bel hulle my. No jokes, die ouens wat sukkel om dit uit te dryf, bel my, dan kom dryf ek dit uit. Hou my kind te vat vir bevryding. En ek het agtergekom wanneer dinge dikwels gebeur in mense se lewens wat mense nie kan verduidelik nie, of hulle kan nie sin maak nie, veral as dit tragedie is of swaar kry is of 'n stoeigeveg is of iets wat moeilik is, dan gryp mense na verduidelikings en baie keer gryp hulle na geestelike verduidelikings wat nie altyd akkuraat is. En probeer die goed verduidelik. Ek is nou toevallig besig om deur Job te lees weer en dan sien ek hoe Job se vriende vir hom vertel die rede dat hy swaar kry en dat alles met hom verkeerd gaan is omdat hy nie na die Here luister nie. Is omdat hy was ergens, het hy iets fout gedoen en ons weet dat die skrif leer ons dis juis omdat hy regverdig was dat hy in die situasie was waar hy was, nie omdat hy onregverdig was. Inteendeel, aan die einde van die boek sê die Here vir Job se vriende, ek's kwaad vir julle, en dan moet Job vir hulle bid omdat hulle nonsens gepraat het, sodat die Here hulle kan vergewe. Dis die storie van Job. Maar is nog altyd so, as mense ietsie kan verduidelik nie, dan is hulle lief om te spring na die duiwel. Interessant, in die 1500s het die kerk Galileo ter dood veroordeel en hom tereggestel omdat hy gesê het dat die aarde om die son draai. Hy het hom letterlik ter dood veroordeel omdat hy gesê die aarde draai om die son. Hulle het dit nie verstaan nie. Hy was reg, weet ons vandag. Die son draai nie om die aarde nie, die aarde draai om die son. Maar mense het dit gedink, nee, die ou is nou besig met duiwelsake omdat hy dit sê. Ek was op hoërskool
En dit was nou meer jare terug as wat ek sal wil erken. Maar nou het Wynand bietjie die dinge ek meen ek weet ek lyk 30, ek weet. Maar ek is hy sê 20 jaar terug het ek gepreek. Het ek oor 10de gepreek? Ha! Dis nou die ouderdom wat my net so rukkie vat om te onthou. Ek onthou dit was die eerste keer wat ek by familie Adey gepraat het, né? Maar toe het ek te doen gekry op hoërskool met vloeke. Vloeke. En vloeke. Die konsep, en dit was baie sterk in baie Christelike kringe op daai stadium, en almal was behep met vloeke. En vloeke moet gebreek word. Nou jy kry nou nog mense wat major op vloeke, en as jy daar is, dan sê ek vir jou, ek was al daar. Ek was ook daar waar ek net vloeke wou breek. Maar ek hoop, jy sien wat ek vandag vir jou sê. Ek hoop jy kry die insig, dat ek in my wandel met die Here ontdek het. Baie berading op daai stadium het dikwels gegaan om terug te gaan in jou voorgeslagte, en jou ouma se teeblare wat sy gelees het te bely, en dan jou oupa grootjie wat 'n vrymesselaar was, en dan Paul Creer wat een of ander tribe uitgewis het, en hoe minder die ouens oorwinning kry in hulle lewe, hoe meer soek hulle die antwoord verder terug, met een of ander vloek wat in hulle lewe gekom het, of iets wat fout gegaan het, en probeer het bely, en op daai stadium was maak jou huis skoon baie groot. Wie onthou vir maak jou huis skoon? Dieselfde ouens wat Minions gekyk het. En jy moet alles verbrand wat van die ooste afkom, en nou hoop ek julle het almal julle klere verbrand, want het word in China gemaak. En ek het baie van my CD's verbrand, en ek so spyt, goeie CD's gehad. Nou daar is 'n geesteswêreld. En jy moet nie die geesteswêreld onderskat nie. Ander dag sal ek daaroor preek, en ek verstaan die geesteswêreld mooi, ek is baie bewus van dit. Ek sê vir julle, ek dryf duiwels uit. Ek het nou Pinkster was ek hier in Polokwane by die bedien, toe ek in die diens 'n duiwel, 2 duiwels actually uit 'n vrou uitgedryf. So ek is nie onbewus van die geesteswêreld. Ek is nie onbewus van geestelike oorlogvoering nie. Ek verstaan dit. Maar wat ek vandag met jou wil oor praat, is die seën van die Here. En as ek sê vloeke, dan het ek almal se aandag. Want 'n sensasie, maar as ek sê ek wil met jou oor iets baie beter praat as vloeke, dis die seën van die Here. En mense onderskat die seën van die Here. Mense onderskat die krag wat daarin is rondom die seën van die Here. Want mense word meegevoer in wat die duiwel kan doen en wat hy doen, maar wat doen God? Wat kan God doen? Hoe indrukwekkend is God? Ek het eendag so 'n paar jaar terug 'n SMS gekry, ons moet dringend bid. Ek weet nie of hy ook Hoedspruit bereik het. Ons moet dringend bid. Daar gaan 100 sataniste by mekaar kom in Centurion en vloeke oor die land uitspreek. Ek weet nie of iemand ooit daai SMS gekry het. Maar hulle gaan daai Sondag, het jy hom gekry? Hulle gaan daai Sondag by mekaar kom. Dit het ek 'n paar maande later weer gekry. En weet ek nie of hulle die weer 'n Sondag by mekaar gekom het, of was dit net daai een Sondag nie. Ek weet nie. Maar ek het die SMS 'n paar keer gekry. Dis wat die tyd van SMS is voor WhatsApp. So ek sê mos ek's ouer as wat ek lyk. Maar ons moet nou bid. Jy weet die ouens gaan by mekaar kom in Centurion. Hulle gaan vloeke oor die land uitspreek. Dit gaan chaos wees in die land. Ek sê relax. Net 100. Sê wie kom ek vertel jou, elke Sondag kom maar miljoene Christene byeen in die wêreld. Elke Sondag miljoene Christene wat die lewende God aanbid, wat intree vir die wêreld. Daai 100 sataniste het probleme. Hulle moet begin SMS'e rondstuur en sê ons het probleme. Mense onderskat die krag van die seën van die Here. Nou kom ek verduidelik iets oor vloeke as jy dit wil verstaan. Vloeke is eintlik net die gevolg van sonde. Dis 'n effek daarvan, of jou sonde of iemand anders se sonde. Dit kan ook lyk soos 'n vloek as iemand net 'n patroon het van swak keuses.
As iemand die hele tyd in 'n dom verhouding instap, en is heeltyd 'n gemors, dan lyk dit soos 'n vloek, maar dit is 'n patroon van swak keuses. En dis eintlik wat 'n vloek is. Dis nie noodwendig 'n misterieuse konsep nie. Dis of jou sonde wat jy aangejaag het, of iemand anders se sonde het 'n effek. En selfs al is die duiwel en sy demone partykeer betrokke, Jesus wys vir ons die oplossing. En hy gee vir ons die oplossing om vry te wees van daardie ding, om van dit ontslae te raak. Dikwels is die grootste houvas wat die duiwel op mense het, net die feit dat hy hulle oortuig hy het 'n houvas op hulle. Dit is soos 'n ou wat hier inhardloop in die kerk en volgend, en hy 'n ding is, en hy sê, hands up, julle geld. En solank ons ding hy het regtig 'n geweer in sy sak, gaan ons geld gee. Tot iemand besef, dis sy vinger. En dan gaan ons vir hom sê, chom, jy is die verkeerde plek. Ons gaan vir jou timmer. Liefdevol, want ons is Christene, maar En dis wat die duiwel baie keer met mense doen, hy oortuig hulle dat hy te hou vas nog op hulle, hy het nog een of ander reg op hulle lewe nadat hulle by Jesus uitgekom. En dan maak hulle soos hy sê, maar eintlik onderskat hulle wat Jesus gedoen het, dat hy die vyand ontwapen het aan die kruis. Ek wil jou 'n voorbeeld gee van 'n vloek. Saul, want ons gaan nou na hierdie storie kyk, dis hoekom ek hierdie voorbeeld kies, was ongehoorsaam aan die Here, koning Saul van Israel. Toe God vir hom sê hy moet die Amalekiete verslaan en hy moet koning Agag doodmaak, en hy besluit toe hy gaan nie almal doodmaak nie, en hy gaan die beste vee vir homself hou wat hy toe doen, en hy moes dit ook doodgemaak het. En Samuel kom by hom en sê, omdat jy nie geluister het na die Here nie gedoen het wat die Here gesê het, jy gaan hierdie koninkryk van jou afskeer. En daar kom Saul op 'n plek waar die aangesig van die Here teen hom is, en hy kry naderhand selfs 'n bose gees, as jy die skrif lees. En hierdie bose gees tuister hom. Nou ek sou dit beskryf as 'n vloek. Ek meen, hoe bad, dis bad. God's nie meer met jou nie, 'n bose gees tuister jou. Maar hoekom? Dit was as gevolg van sy ongehoorsaamheid. Dit was as gevolg van sy hart wat nie meer by die Here was nie. Dis hoekom hy in hierdie situasie beland. En wat daar gebeur het, dieselfde met Dawid en Batseba, en hy maak sy vriend Uria dood omdat hy by sy vrou geslaap het, en die vrou is swanger. Nou probeer hy Uria kry hom nie, lang storie. En die Here sê, omdat jy dit gedoen het, gaan daar nou heeltyd oorlog wees in jou huis, daar gaan heeltyd konflik wees. En as jy dan nou aanlees, dan lees jy oor hoe sy een seun die stiefsussie verkrag, en dan maak Absalom vir Amnon dood wat die stiefsussie verkrag het, wat die een boetie is, en dan rebelleer hy naderhand teen Dawid met 'n army en dryf Dawid uit. Dis chaos, dis as gevolg van daai sonde van Dawid. Maar terselfdertyd sien jy hoe die Here vir Dawid vergewe. En jy sien hoe die Here hom help te midde van daai chaos. So ja, daai fout wat hy gemaak het, het chaos gebring, maar te midde van dit kom God en vergewe hom wel, en te midde van dit kom God en red Dawid van die chaos, en te midde van dit kom God en haal nog iets moois uit dit ook uit, want dit is juist die seun by Batseba, Salomo, uit wie se geslagslyn Jesus Christus gebore word. En dis nou groot, maar ek bedoel, as ek nou 'n baie eenvoudige voorbeeld kan gebruik. As 'n ouetjie by 'n girl slaap en hy is getroud nie en sy word swanger. Die Here vergewe jou. Maar nou is haar babatjie. Nou moet jy hom groot maak. Die gevolg gaan nie weg, die vergifnis kom. Maar en dit kan die Here iets baie moois doen. Hy kan iets moois doen met daai kind. Hy kan iets moois doen in daai mense se lewens. Dis die God wat ons dien. Sy liefde en sy barmhartigheid en sy vermoë om te herstel is soveel meer as die vyand se vermoë om te vernietig. Soveel meer. En ek wil hê jy moet verstaan dat seën is sterker as vloek. En is vir my belangrik dat jy die tydlyne gaan verstaan, want ek gaan nou so 'n bietjie spring met jou in die geskiedenis, in die skrif. Ek gaan vir jou hierdie beginsel in die skrif wys. Ons lees in 1 Samuel 15 hierdie verhaal van Saul, wat nie na God luister nie,
wat nie al die Amalekiete doodmaak nie, wat nie vir Agag doodmaak nie, wat nie die beeste doodmaak nie. Dis in 1 Samuel 15 as jy dit wil gaan lees. En dit is min of meer plaas die historikuste dit so tussen 1050 en 1010 voor Jesus se geboorte. So kom ons sê net vir afronding, 1000 jaar voor Jesus. Hier's Jesus 1000 jaar voor Jesus gebeur hierdie. Wat Saul nie na God luister nie, en dit het 'n effek in Saul se huis. Daar's 'n vloek wat oor Saul se lewe kom, daar's 'n gemors in sy lewe. So hier's Saul, hier's Jesus. 600 jaar laat van hier waar hy nie doen wat God sê nie, waar hy die vloek in sy lewe bring, 600 jaar later gebeur die storie van Esther. Wie het One Night with the King gekyk? Seker vir aluminium mense. Waar is die fliekers? Wys my. Nou julle ander baie geestelike ouens, julle kan maar One Night with the King kyk, dis 'n Christenfliek. En dit gaan oor die storie van Esther. Kan ek is al, daar's so 5, net is dit al. Okay. Nou One Night with the King is die storie van Esther. Dan sal jy nou lekker volg, want jy gaan nou verstaan wat ek oor praat en oor die storie. En die boek van Esther, kom ons draai hierdie. Wie het al die boek Esther gelees? As jy nog nie het nie, dis tyd. In die boek van Esther gebeur die volgende. Esther word koningin deur 'n wonderbaarlike manier in die koningin se plek. Die koningin luister nie vir die koning nie, sy word koningin in die ou koningin se plek. En dit is die Babyloniese koning. En Israel is op daai stadium nie meer in Israel nie, hulle is in 1000 jaar na daai tyd wat ek nou van gepraat het, 600 jaar na hierdie storie van Saul, hulle is al weggevoer, hulle is daar onder die Babyloniese regering, maar sy word koningin, hy weet nie sy is 'n Jood nie, en hierdie man Haman, wat 'n groot amptenaar in die koning se diens is, hy kry hierdie eer van die koning, en die koning sê almal moet voor hom buig, en Mordegai, wat Esther se oom is, wat haar groot gemaak het, hy weier om voor hom te buig, want hy glo jy buig net voor God, en Mordegai word regtig woedend, en dan verstaan jy sy woede, as jy eintlik verstaan waar hy vandaan kom, iets word in hom getrigger, want Mordegai sê die skrif was 'n Agagiet, met ander woorde, hy's 'n afstammeling van koning Agag. En koning Agag was die koning van die Amalekiete wat Saul nie doodgemaak het toe hy moes doodmaak nie, toe het Samuel gegaan en hom doodgemaak, maar Saul het meeste van die Amalekiete uitgewis, maar nou sien ons nie almal nie, want hier's 'n afstammeling. Inteendeel, as jy die geskiedenisboeke lees, dis nou buite van Josef Flavius, die groot Joodse geskiedkundige, dan sê hy in hoofstuk 6 ook spesifiek, dat Haman was 'n Amalekiet. So hy het hierdie haat in sy hart teenoor die Jode, want hulle het sy nasie verwoes, en hier kom Mordegai en wil nie voor hom buig nie, en dit trigger daai haat, en hierdie Jood, ek moet hierdie Jode terugkry, ek gaan hierdie Jode uitwis, en hy maak hierdie plan, en hy kry met 'n slinkse manier die koning om 'n ding vry te stel, wat te sê, goed, op hierdie dag, in my hele ryk, maak julle die Jode dood, en Esther, via Mordegai se inspraak, in die hand van die Here, en al die goed, kry dit reg, om weer die koning te oortuig, om iets anders uit te reik, sodat dit nie gebeur nie, en die Here red hulle, oor Esther daar was, om inspraak te gee by die koning, en sy die koning se oor kon kry. So pragtig hoe die Here werk, om Israel uit te red van uitwissing, van hierdie haatdraande ou, wat eintlik maar 'n vloek was, wat gekom het, omdat Saul nie geluister het nie, hy het nie al die Amalekiete doodgemaak nie, en van hulle het oorleef, en die ou 600 jaar later, is in 'n posisie, waar hy Israel kan uitwis, maar hy wis nie Israel uit nie, want Esther is koningin, sy koningin geword, net voor hom, en sy kry dit reg, om dit te doen. Wow, amazing, hoekom het Esther koningin geword? Ek wil jou wys, hoekom sy koningin geword. En dis hoekom ek so ontsaglik mal is, oor die woord van die Here. Esther het nie per ongeluk koningin geword. Die antwoord lê in 'n storie. Onthou, hier's 600 jaar, 1000 jaar voor Jesus, gebeur hierdie ding met Saul, wat nie die Amalekiete mooi doodmaak soos hy moet nie.
600 jaar gebeur Ester en sy red die Jode van die chaos wat kom omdat Saul nie geluister het nie. Maar hoekom het sy koningin geword? Dit gebeur in 'n storie wat 1000 jaar voor haar plaasvind. 400 jaar voor Saul nie na die Here luister. 400 jaar voor Saul nie na die Here luister nie. En ek wil vir jou lees in Numeri hoofstuk 22. Numeri hoofstuk 22. Dit is voor die Israeliete in die beloofde land ingaan. Die koning van Moab raak benoud oor die Israeliete wat op pad is. Koning Balak, en hy gaan hier 'n towenaar, Bileam. Hy gaan hier 'n towenaar om 'n vloek uit te spreek oor Israel. Want Bileam was 'n beroemde towenaar. Hy was diep in die okkulte. In ons konteks was hy 'n sangoma, die hoof van die hoof van die hoof sangoma. Daai 100 sataniste, hy was hulle hoofpriester. Alright? Hy was nou die myn ou wanneer dit kom by die geesteswêreld en vloeke en demone en geeste. En die koning van Moab probeer hom hier om 'n vloek te kom uitspreek oor Israel. En ek tel die storie op in Numeri 22. Die Israeliete het weggetrek en in die vlakte van Moab gaan kamp opslaan, dis oos van die Jordaan, reg teenoor Jerigo. Balak, die seun van Sipor, was koning van die Moabiete. Hy het gehoor wat die Israeliete alles met die Amoriete gedoen het. Toe hy sien hoe baie Israeliete daar is, het hy en sy volk vir hulle bang geword. Balak, koning van die Moabiete, het vir die leiers van die Midianiete gesê, hulle sal alles rondom ons verteer soos 'n bees die gras in die veld wegvreet. Hy het boodskappers na Bileam, die seun van Beor, gestuur. Bileam het by Petor langs die Eufraatrivier gebly in die land waarvandaan Balak kom. Hy het hom laat roep, 'n volk het uit Egipte getrek. Hulle maak die hele aarde vol. Hulle het reg teenoor my kom vestig. Kom en vervloek hierdie volk vir my. Hulle is sterker as ek. Miskien kan ek hulle dan oorwin en uit die land verdryf. Ek weet as jy iemand seën, is hulle geseënd, en as jy hulle vervloek, is hulle vervloek. Die leiers van Moab en die leiers van Midian is toe daar weg met geld vir 'n voorspelling. Hulle het by Bileam gekom en Balak se woord aan hom oorgedra. Hy het vir hulle gesê, bly vannag hier oor, ek sal vir julle môre sê wat die Here sê. Hulle het hom toe oornag. Nou as jy die storie aanhou lees, sê die Here vir hom dan in die nag, luister, jy kan niemand vervloek nie, en hy sê vir hulle, gaan terug, en hulle kom weer terug met meer geld, beter amptenare, hulle oortuig om die Here sê, gaan saam. En wie ken die storie van die donkie wat praat? Gaan Sondagskool doen. Want dis die storie van die donkie wat praat. Waar Bileam op die donkie ry, en dan sien die donkie 'n engel voor hom, en die engel wil hom doodmaak, en die donkie keer, en elke keer dan slat hy die donkie, en op 'n kol, en laat die Here die donkie praat. Dan sê die donkie, hoe slat jy my? Sê, want jy wil nie ry nie. Dan sê man, hier is iets voor ons, en dan sien hy die engel, dan sê die engel, so jy doodgemaak het, sê die engel, as dit nie vir jou donkie was nie. Want ek wil vir jou sê, jy seën nie, vloek nie daai volk, jy doen net wat die Here vir jou sê hy vir Bileam. En dan kom Bileam daar aan, en as jy nou aan die storie lees, en dan probeer hy van verskillende hoeke af. Dan offer hy elke keer 7 ramme en 7 bulle, lekker okkulties hier aan die gang, man, die bloed loop, en weet jy wat hulle alles doen nie, en om nou hierdie ding aan die gang te kry om die volk te vloek. Maar elke keer dan kom die Here en dan begin hy 'n seën uitspreek. En die koning van Moab kry naderhand 'n beroerte, want hy sê, nie regtig nie, maar hy tens geword. Hy sê, hoekom sê jy die ouens wat jy gekry, kom draai van hierdie kant af, en dan gaan hy weer na 'n ander plek toe, dan sien hy Israel, en dan 7 bulle, 7 goede, en dan draai hy, en dan seën hy, en dan raak die koning van Moab hysteries, en sê, ek het jou gekry om hulle te vervloek, nie te seën nie, dan gaan hulle op 'n ander plek, en dan kom op 'n ander plek, en dan tel ek die storie weer bietjie later op, in Numeri 24. En ek lees hom met die ou Afrikaanse vertaling, want jy gaan iets moois raak sien daar. In Numeri 24 vers 1. Toe Bileam sien dat dit goed was in die oë van die Here om Israel te seën, het hy hom nie soos die vorige kere tot towery gewend, maar sy gesig na die woestyn gedraai.
Toe Bileam sy oë opslaan en Israel sien, soos hy volgens sy stamme in die laar staan, het die gees van God op hom gekom. En hy het sy spreek aangehef en gesê, Bileam die seun van Beor spreek, die man met die geopende oog spreek, die hoorder van die woorde van God spreek, hy wat die gesigte van die Almagtige sien, wat neerval en geopende oë. Nou is interessant, hierdie ou is 'n towenaar, maar God gebruik hom in hierdie oomblik. En nou begin hy 'n seën uitspreek oor Israel. Ek wil jou net gou weer help met die tydlyn. Hier is Saul, 1000 jaar voor Jesus, doen nie wat God sê nie, maak nie alle Amalekiete dood nie, dit veroorsaak 'n vloek en dit veroorsaak vir Israel baie groot moeilikheid. 600 jaar later in die koninkryk van die Babiloniërs, waar een van die afstammelinge van die Amalekiete van koning Haman, wat 'n afstammeling is van koning Agag, wat Saul nie wou doodmaak nie, afstammeling van koning Agag, probeer om die Israeliete uit te wis, maar God rig Ester op en Ester maak dat hulle nie doodgaan nie. Nou gaan ons, en ons is nou 1000 jaar voor Ester, is 400 jaar voor hierdie storie waar Saul nie vir koning Agag doodmaak soos wat hy veronderstel is om te doen nie. Ons is nou 400 jaar voor dit. Hoor die seën wat Bileam uitspreek. Hoe mooi is jou tente, o Jakob, jou wonings, o Israel. Soos dale met waterlope wat hulle ver uitstrek, soos tuine by 'n rivier, soos alle wees wat die Here geplant het, soos seders by die waters. Water vloei uit sy emmers en sy saad is by baie waters. Laat sy koning hoër wees as Agag. Het jy dit gekry? Laat sy koning hoër wees as Agag en sy koninkryk kom verhef. Die Here kom profeties. Want hy weet, Saul gaan nie vir hom luister nie. En hy weet, oor 600 jaar gaan oor Saul nie luister nie, daar iemand wees wat die nasie Israel in chaos kan bring en doodmaak. Kom God profeties 1000 jaar voor daai event, en hy laat hierdie man 'n seën uitspreek onder die hand van die Here en sê, jou koning gaan hoër wees as Agag. Agag gaan nie die laaste sê oor Israel nie. Agag is vir 400 jaar nog nie eens gebore nie. Maar dis die seën wat die man uitspreek. En daai seën skop in, die oomblik toe die vyand dink, nou het hy Israel, nou gaan hy Israel doodmaak, skop daai seën in, en God bepaal dat Ester koningin word, sodat sy die oor het van die koning. Ouens, as dit jou nie opgewonde maak, jy weet nie wat jy moet, is die skrif nie amazing nie? Is die skrif nie amazing nie? Dis wat die Here doen, die seën van die Here. Klomp jare terug was daar 'n boekie wat Bruce Wilkinson geskryf het, The Prayer of Jabez, en dit was 'n baie groot boekie en baie mense het hom gelees. En dit is 'n lekker boek as jy hom in die hande kan kry, so kleintjie, lees hom. Ek bid gereeld elke Dinsdag actually. Ek het sulke dae wat ek sekere goed bid, maar Dinsdae dan bid ek vir my familie en my gesin en sulke goed. Kwaai vir hulle. En dan bid ek nou nogal baie keer die Prayer of Jabez. Die gebed van Jabez. Wie het oor daai boekie gelees? Is dit dieselfde ouens? Ek wil net weet, voel my op dieselfde ouens. Minions kyk, One Night with the King, of is dit net dieselfde ouens wat vrymoedigheid het om hulle hand op te steek? Maar die Prayer of Jabez, en dan sê dit Jabez, hy het so geslagsregister, maar dan onderbreek hy dit, en hy praat oor hierdie man Jabez, net so vir 'n oomblik, maar iets merkwaardigs. Nou moet jy, Jabez se naam beteken verwarring en droogte. Dis wat sy naam beteken, in skaamte. So dis sy identiteit. Sy identiteit, ek is droog, ek is verward, ek is skaam. Maar Jabez kom en hy kom na die Here en sy gebed begin so, as U my seën. Net so 4 goed wat hy bid, maar ek wil vashak by hierdie, as U my sal seën. En dan kom die skrif en sê iets moois, en hy was meer geëerd as al sy broers. En God vat daai, omdat hy die seën van die Here uitroep oor homself, vat God daai man, wat sy naam, sy hele identiteit is vasgevang en ek is eintlik 'n niks, ek is droog, dinge werk nie in my lewe uit nie, ek is skaam oor wie ek is, vat hy nou, en hy lig hom op van die krag van God se seën. Jabez is meer geëerd as sy broers. Jabez
Dis vir my interessant, weet julle wat is die laaste ding wat Jesus gedoen het op aarde? Wat is die laaste ding wat Jesus gedoen het? Baie keer dan spring ons na Matteus 28 toe, nee, want dis die laaste ding wat Jesus gesê het, gaan dan heen, maak disippels, vers 19. Van al die nasies doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis waar, sy laaste opdrag, maar wat is die laaste ding wat hy gedoen het? Kom ek lees vir jou. Lukas 24, vers 50 en 51. En hy het hulle uitgelei tot Betanië. En hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. Waarmee los Jesus sy kerk? 'n seën. 'n seën. Ek wil vir jou sê, die evangelie is die vloek gebreek. Handelinge 3 vers 26 sê dit so mooi. Hy sê God het nadat hy sy kind Jesus opgewek het, hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer. Luister, wil jy geseën wees? Dit is baie eenvoudig. Bely jou sonde, bekeer jou en dis die seën. Want jy word ingesluit in Christus. Jy beleef sy vergifnis. En die reddingswerk van Jesus begin en dis 'n kompleet werk. Dis 'n kragtige werk wat Jesus Christus doen. Hy doen nie 'n halwe werk nie. Hy doen nie 'n halwe werk nie. Daar's so 'n mooi belofte en dis nie eers 'n belofte nie, dis net 'n feit. Dis hoe dit is. 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely. Hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, maar dan gaan hy aan. Hy sê nie net om jou sonde te vergewe nie. Hy gaan aan, hy sê en van alle ongeregtigheid te reinig. Luister, 3 miljoen sataniste kan op my 'n vloek plaas. Hulle kan hulle hoofpriester se oupa kry. Maar wanneer ek my sonde bely voor Jesus, dan vergewe hy nie net my sonde nie. Hy reinig my van alle ongeregtigheid. Daai ouens het hulle asem gemors. Want God se reddingswerk, die krag van die bloed van Jesus, is soveel groter. Galasiërs 3 vers 13. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet deur vir ons 'n vloek te word. Wow! Al die vloeke het Jesus gedra. Elke vloek het Jesus gedra. Moenie glo as die vyand kom. Moenie glo nie. Sê vir hom, jy praat met iemand wat deurweek is in die bloed van Jesus. Dis met wie jy praat. Jy praat met iemand wat deel is. Weet jy wat elke liewe persoon 'n deel aan die seën van Jesus? Kan ek sien? En ek seker is nie dieselfde crowd nie. Wie het al hulle harte vir Jesus gegee? Wie het al hulle lewens vir Jesus gegee? Want die skrif leer my, as jy jou hart vir Jesus, as jy jou lewe vir Jesus, noem dit wat jy wil, as jy tot wedergeboorte gekom het, dan is jy in Christus. In Christus. Efesiërs 1 vers 3. Dis 'n skrif wat almal moet ken, hoor. Skryf hom neer. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met elke geestelike seëning in Christus. Elke geestelike seëning. Watter seëning? Elke geestelike seëning. Nie party nie, nie sommige nie, elke geestelike seëning. En as jy nou gehoor het wat ek jou vanoggend gesê het, die seën is sterker as die vloek. En dit beteken nie dat daar nie aanslag kom nie, beteken nie dat jou kind nie siek word vir 2 jaar en jy alles verloor wat jy het. Maar dit beteken te midde van die aanslag gee die Here oorwinning.
Dit beteken te midde van selfs my eie dom besluite en gevolge, kom die Here en vergewe en hy bring iets goeds, want die skrif sê in Romeine vir ons dat hy laat alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. Dit beteken vir 'n innerlike vrede te midde van alles wat die vyand kan uitdink, weet ek wat die uiteinde is, want ek is in Christus en ek is geseënd met elke geestelike seëning en jy kan presies dieselfde weet, want as jy sê ek het my lewe vir Jesus gegee, dan is jy in daai seën. Die enigste manier hoe jy nie deel het aan daai seën nie, is as jy nie in Jesus is nie, dan wil ek vir jou sê vandag gee jou hart vir Jesus. En as jy nie verstaan nie, dan gaan die vyand vir jou jok en hy gaan vir jou sê, hoorie, ek het nog 'n beheer oor jou, jy moet onthou daar's vloeke, jy moet onthou jou pa het kwaai gedrink, dis 'n vloek oor jou lewe, chom, jy moet dit vandag bely en volgende week bely dit weer, dan gebeur iets slegs, dan bars jy kar se tyre, dan dink jy seker vloek, dan bely jy maar weer, Here my pa het gesondig, en dan kom die vyand weer en sê, nee, dan vou die besigheid, dan sê hy, nee, dis 'n vloek, dis nie 'n vloek nie, dis challenges van die lewe man, jy is 'n geseënde van die Here. En hy het jou vergewe toe jou sonde bely het en van alle ongeregtigheid gereinig, of dit nou van jou pa, jou ma, jou ouma grootjie of Paul Kreer afkom. Jy's bevry in Jesus Christus. So ek wil net prakties land. Ek hoop jy as klomp ons, want gelukkig nie almal gesê amen nie. Wat moet ons doen? Prakties, hoe doen ek dit? Wel, glo die evangelie. Bely jou sonde en bekeer jou. As jy besig is met sonde, luister, dis nie 'n vloek nie, dis die gevolg van sonde wat chaos in jou lewe gaan maak. Stop dit. Stop dit net. Bekeer jou. Bely jou sonde, bekeer jou, kry vergifnis en draai weg van dit af en gaan praat met iemand, laat hulle jou help. Kom uit dit uit. Tweede ding is, glo die evangelie en verwerp die leuen van die vyand, verwerp die storie dat hy nog mag oor jou het, want hy het nie. Is 'n lieg. Johannes 8:32, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. Dit is so wonderlik as ek te doen kry met 'n duiwel of met 'n demoon of met 'n aanslag en ek het baie sulke stories, dan kan ek altyd vir hom sê, jy weet jy mors jou tyd nou. Ons weet hoe gaan hierdie eindig. Ons weet hoe gaan hierdie eindig. Ons weet jy verloor. Glo die evangelie. Bely jou seën nommer 3. Spreuke 18:20, lewe en dood is in die mag van die tong, en hy wat dit gebruik sal die vrug daarvan nie. So loop rond. Hoekom leer die Here vir Aaron en vir Moses om iets oor die kinders van Israel te sê? Daar's iets daarin van 'n beleef daai seën wanneer jy dit hoor en jy aanvaar dit en jy spreek daai seën uit, daar's iets daarin. God begin werk. Die Engels sê on your behalf. Wanneer jy begin bely, en dis hoekom hy sê, lê so my naam op die Israeliete, praat hierdie mooi dinge oor hulle. Bely jou seën, praat dit oor jouself, sê ek's 'n geseënde van die Here. Ek leef in die goedheid en die guns. U sal my nooit begewe, nooit verlaat nie. Die Here is die een wat vir my sorg. Die Here is die een wat my pad gelyk maak. Die Here is die een wat my oorwinning gee. Selfs al is ek teenoor my vyande, hy dek vir my 'n tafel teenoor my vyande. My beker loop oor, my hoof is vet met olie. Praat die seën van die Here, praat die skrif oor jou lewe. Doen dit en dan praat dit oor ander mense se lewens. Want as daar nog daai beginsel van saai en maai wat inkom, nê. 1 Petrus 3:9, vergeld geen kwaad met kwaad of skelwoorde met skelwoorde nie, maar seën inteendeel, omdat julle weet julle hiertoe geroep is, sodat julle seën kan beerwe. So daar's iets wanneer ek ander mense begin seën, waar daar ook iets na my toe begin kom. Waar ek die seën van die Here beleef. Want ek seën mense. So wat ek vanoggend wil doen, is ek wil jou seën. Want as jy sê, juis, ek is ontvanklik vir 'n seën, dan gaan ek jou nooi om te staan as dit vir jou moontlik is. En ontvang die seën van die Here. Ek gaan nimmer hier oor jou uitlees.
En dan het ek iets op my hart, terwyl ek gebid het en voorberei het vir die diens, wat ek wil hê ons moet na ek almal geseën het doen. Ek wil hê ons met julle pastoorspaar sien. Maar maak net jou hart oop, sê Here, ek ontvang die seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. En as jy dit ontvang, sê amen. Ek wil vra dat Wynand en Sonja hier voorkom staan. En ek wil vra vir 'n mikrofoon. Soos ek sê, ek het voor die tyd gebid. Ek het intene die Here gevra, Here, gee my profetiese woord vir mense, want dit is gewoonlik ook kan bedien, maar dis nie wat ek gekry het nie. Wat ek wel gekry het is om dit te doen. Net op, ons is gecolor-code vandag. Ek sien, is mooi. Ek wil 'n paar mense wat hulle besonder lief het en miskien 'n paar leiers van die gemeente vra, net 'n paar, om hier by hulle te kom staan. En net 1 of 2 seënwoorde oor hulle uit te spreek. Ek vra dat die hele gemeente hulle hande na hulle toe uitwys. En onthou nou, 'n seënwoord is, jy gaan nie vir hulle bid nie, jy gaan 'n woord oor hulle uitspreek, jy gaan iets oor hulle sê, wat jy wil hê dit moet so wees. Kom en dra net elke ou net 1 of 2 of 3 sinne. Begin sommer by oop. Ek wil net uitspreek wat ek elke keer uitspreek. Wanneer ek bedien hierso, is dit, die Here sal jou behoed, die Here sal jou bewaar. Die Here sal sy aangesig vir jou laat skyn, jou genadig wees. Die Here sal met jou wees al die paaie van jou lewe. Jesus Christus sal voor jou uitloop. Die toekoms in, en die toekoms behoort aan jou, want Christus het dit reeds vir jou gegee, in die heilige naam van Jesus Christus alleen. Amen en amen. Ek spreek wysheid en insig, dat hulle altyd sal weet wat die woord van die Here is, wat hy wil laat geskied, die wil van die Here, dat hulle altyd sal weet, en dat hulle wysheid sal wees, bonatuurlik, om elke situasie, elke ding wat oor hulle pad mag kom, te kan weet hoe om dit te hanteer. Vader, dankie dat ons kan kom in die naam van Jesus en vir Wynand en Sonja kom seën. En dankie dat U vanmôre kom en enige fisiese en geestelike beperking kom breek ons in die naam van Jesus. Dankie dat U in die woord sê dat al die skatte in die hemel behoort aan U, maar hulle is kinders van U. En ek bid dat U vanmôre dit sal losmaak oor hulle twee. Nie net in die bediening nie net in die kerk nie, maar ook binne hulle en binne hulle huis. Kom seën hulle met elke geestelike gawe en voorsiening, sodat die naam verheerlik sal word in hulle en deur hulle, in die naam van Jesus. Amen. Here, ons bid dat U hulle ook sal beskerm en dat U net altyd die regte mense om hulle sal plaas, dat hulle wat oor hulle gespreek is, dat dit sal gebeur en dat hulle net nog groter sal droom en dat U net nog meer gaan toevoeg elke dag in hulle huwelik, in hulle bediening, in hulle gesin. Beskerm ook hulle gesin, Here Jesus, en ek bid dat U ook net sal joy oor hulle lewe gee, Here Jesus, en dat U hulle net sal ook seën ryklik in U naam alleen. In die naam van Jesus vir julle vrede en vreugde, 'n onmeetbare en 'n ongekende vrede en vreugde wat julle nie kan
Die vreugde wat julle nie kan verstaan en verduidelik nie, maar wat sal opborrel en uitborrel uit julle twee uit. Seën vir julle in Jesus se naam. Ons Abba Vader, ons kom volgend en ons spreek die seën van goedheid, guns en gesondheid. Vader, ons bid en ons pleit die bloed van die lam af oor hierdie egpaar. Vader, dat hulle sal gebruik om u koninkryk uit te brei. In Jesus naam. Lord, I thank you that because they have been faithful, therefore you are faithful to them throughout their lives, and that they can dare to dream big, that they never need to stand back, but knowing that you are there by their side. And so I speak out a blessing of your faithfulness to be with them all the days of their life, in Jesus' name. Lord, we bless them with your supernatural provision. Where circumstances might look unfavorable and impossible, Lord, thank you that we can bless them with your supernatural provision. And with that, a peace that surpasses all understanding inside the turmoil, inside the chaos, inside the storm. Wynand, Sonja, toe ons begin het met die praise and worship, het ek in die gees net ervaar, dit kyk so af en ek sien 'n paar voete wat sandale aan het en hulle loop laat die stof so spat. En nou dat die pastoor vir ons die uitnodiging gegee het, ervaar ek net dat ek vir julle moet sê, die voete met die sandale wat stap is Jesus se pad wat hy stap saam met julle. En hy is met julle en hy sal julle dra. En ons spreek die Here se seën uit oor julle met die pad wat hy saam met julle nog gaan stap. Ja, Here, ek wil net oor hulle 'n seën uitspreek van oorvloedige provision, soos Veronica ook gespreek het, Here. Ja, Here, ons seën hulle met oorvloed, Here, van voorsiening in Jesus naam. Dankie, Here. Ons dank U, Here. Amen. Here, ons seën hierdie wonderlike paar. Dankie vir hulle getrouheid. Ek wil net sê dankie eers, Here, dat hulle man gestaan het toe hulle moes hulle man staan, hulle het deur die dinge gekom, hulle het pryse betaal. Dankie vir hulle getrouheid en dankie dat U hulle gedra het. Dankie vir U getrouheid. Ons spreek oor hulle uit. Die Here gee julle die begeertes van julle hart. Die Here laat drome vir julle werklikheid word. Die Here gee julle vrede oor die toekoms. Die Here gee julle vrede oor julle kinders se toekoms. Die Here maak 'n pad oop vir julle en julle nageslag. Die Here se naam is op julle geskrywe. Amen. Baie dankie julle. Ek weet nie aan wie moet ek oorgee. Julle kan net so 'n oombliekie weer sit. So die diens is nie verby nie. Die volgende deel van die diens is die gemeenskap van die gelowiges wat ons lekker saam kuier en eet en drink. En dan kan almal gou elke persoon wat in 'n bediening staan, of dit nou groot of klein bediening is, kan gou ietsie kry om te eet en te drink en dan terugkom, want Werner wil net die mense wat in bediening staan. En dan bedoel ek soos byvoorbeeld Nadia, wat getrou elke Sondag, saam met Tanya en Monique, mense welkom sê by die deure, dis 'n bediening. So kry gou ietsie te eet en te drink en kom dan weer terug asseblief. En terwyl dit gebeur, gaan hier 'n paar mense hier voor wees wat bid vir julle. So
mag julle 'n wonderlike Sondag hê en Werner, baie dankie, het ons geseën. Jy Werner, so diens is dan verby.